Daar sê, lekker. Julle, welkom vir die wat nog nie hallo gesê het nie, Tannie Fransie, ek dink ek nog nie hallo gesê, Nastasia, hallo julle. Is lekker om julle almal te sien vanoggend weer, ek is ook al vroeg vanoggend hier. Moes vanoggend met die manne gesels oor jaloesie. Jaloesie. Ja, waarvan ons almal maar in 'n minder of mate bietjie van het, né? Ons almal groei. Daar sê, die boek van Jakobus. Dylan gaan nou vir ons die PowerPoint opsit daar, of soos die Grieks en Hebreëus, the book of Jakob, né? So dis die boek van Jakob, eintlik, né? Jakob. Nie James nie, ons moet gesien waar die name vandaan kom. In elke land het hy, is Jakobus iets anders, in Afrikaans Jakobus, maar is eintlik die boek van Jakob, né? Kom van Jakob af, Abraham, Isak, Jakob. Jakob is toe mos nou, wat sy naam toe nou geword? Israel, nadat hy met die Here gestoei het en dit op die heup geslaan. Vanoggend praat ons oor jaloesie, en in Jesus naam moet ek nou klaar kry met hierdie vandag, ek wil nou nie gesidetrack word nie. Het julle geweet in die boek Numeri, is daar 'n remedy, wat die Here maak vir jaloesie, want as 'n gees van jaloesie oor 'n man kom, omdat sy vrou egbreek gepleeg het, en hy weet nie eers daarvan nie, kom 'n gees van jaloesie oor die man, né? Wat nog van as hy weet? En dan moes daai vrou na die hoofpriester toe gaan en 'n mengsel drink wat hy aanmaak. Dan, as hy onskuldig is, sal niks met haar gebeur nie, maar as hy wel skuldig is, sal haar heup inval en haar linkerbeen verrot of so iets. Hy swel op, ja. Ja. Kan jy glo? So, ek gaan so mengsel maak. Ek spot so. Is verskriklik gewees. Ja. Is verskriklik, né? Maar dit het gegaan oor die gees van jaloesie. En ons weet mos nou al in ons BC daar, ek kan onthou. Mense is partytjies en al daai tipe goeters, dan lyk dit net vir jou asof iemand flirt met jou vrou of daai tipe goed. So dis hoekom sulke goed nie goed is nie. Sulke partytjies is nie goed nie, sulke kuierplekke is nie goed nie, want dit lei altyd tot beklei. Ja. So, dis nou Ou Testament, né? Okay, Dylan het gesê ek moet voel hier waar die knoppie so lekker is. Nou gaan ons kyk. Druk ek die regte knoppie uit? Nee, dis wat ek wou sê. Nee, ons het vanoggend daaroor gepraat, toe ek het nou maar net as 'n grapjie, as 'n ysbreker ingebring. Dylan, daar kry ek hom nou, daar's 'n bo regs. Okay, ek voel hom, is verbruil. Voel ek. Ons het nou hierdie klaar gedoen, vra nie geloof, onthou julle laasweek, ons is nog steeds by Jakobus, ons moes eintlik 'n deel 3 gemaak het. Ag nee, Dylan, jy gaan met my moet gaan, ek druk hierdie knoppie en ek druk hom. Okay, dubbelhartig, okay, kom ons gaan daaraan. Ons het nou die eerste paar verse gedoen, ek gaan net gou vir julle lees hier, sodat ons net almal kan opvang, ons is op dieselfde bladsy. Jakobus 1 vers 1, Jakobus 'n diensknegt van God en die Here Jesus Christus aan die 12 stamme wat in verstrooiing is klaar gepak, ag dit louter vreugde, my broers, wanneer in allerlei versoekinge kom, ons moet sien die woord, daar is nie versoeking nie, onder trials kom, temptations, is eintlik die woord, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk, maar die lydsaamheid moet tot volle verwerking kom, die geduld, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom. Ons almal weet dat in ons lewens, ons is almal ongeduldig. Ongeduldig. God is geduldig. Hy is geduldig met jou, hy is geduldig met my. Alright, ons is ongeduldig. Ons soek dit nou gou vinnig, maar ongelukkig werk die vorming van jou karakter nie so nie. Dit vat tyd. Nee, ons almal het groot geword, seer gekry, al die tipe goed, en dit het jou karakter seer gemaak, en nou moet die dag as jy die Here aanneem, begin hy te werk aan daai karakter wat jy vir ewig het. Al gaan jy hel toe, het jy vir ewig jou karakter, want dis jou siel, dis jou sielmens. Nee, so God werk in daai karakter, en hy is geduldig, hy het vir ewig. Dink van ons gaan, wanneer ons hemel toe gaan, dalk ekstra klasse moet bywoon.
want ons het nie vir die Here kans gegee om aan ons karakter te werk toe ons op aarde was nie. Nou kry ons bietjie ekstra klasse. En jy het gedink, jy is dalk iets, jy was dalk 'n pastoor van 'n groot gemeente, en voor jy oë uitvee as jy in die hemel kom, as jy in die sub A klas, dan sit jy daar A, B, S, D, E, F, G, H, en jy is weer terug, back to basics. En ons het gepraat, en as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom wat van God bid, wat in almal gee sonder om te verwyd, en dit sal hom gegee word. Maar hy moet in die geloof bid, ons het daaroor gepraat, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is 'n golf van die see, waar die wind gedrywe en voortgesleep word. En wat 'n mens moet nie dink, die mens moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie, so 'n waardige man of vrou dan, onbestendig alsoos. Dis hoekom ons die woord moet ken, laat ons nie val vir enige lering nie. Want as jy in die woord is, en jy ken die woord, en jy sny die woord reg, dan gaan jy mos nou hoor as daai persoon praat, wat is daai? Dus hoekom ons die woord goed moet ken. Ons moet, as Christene moet ons die woord goed ken. Ons moet ook weet, wat is die opdrag wat aan ons gegee is, en wat ons moet gaan uitvoer. Ons moet verstaan wat die koninkryk is. Ons moet verstaan wat het is om vir mense te gaan bid, al die begin. Ons moet weet wat ons moet doen. Dis hoekom ons nou die fondasie van ons geloof elke woensdag aand gedoen het, en nou verstaan ek die fondasie van my geloof. Ek is nou weergebore, ek is in die koninkryk, en ek is gedoop, ek is al die begin. Nou het ek die dooping van die Heilige Gees ontvang, en nou moet ek leer wat is die tools wat die Here my gegee het. 1 Korintiërs 12. Nee? 1 Korintiërs 12. Nou tussen 1 Korintiërs 12 en 1 Korintiërs 14. 1 Korintiërs 14 is baie belangrik, want 1 Korintiërs 14 verduidelik dan nou vir jou, hoor hierso, daar is genadegawes, daar is die vyfvoudige bediening, en daar is die tools. Maar tussen die twee, ingesandwich soos 'n polony broodjie, nee, is die liefde. Want sonder dit, help nie eens om te gaan vir die tools nie, want jy gaan nie, so dis alles baie mooi by mekaar gesit. God is nie dom nie, hy is eintlik baie slim. Die dubbelhartige, so dubbelhartige man, onbestendig en alsgeweer, maar laat die broeder, wat gering is, roem in sy hoogheid, en die ryke in sy geringheid, want soos 'n blom van die gras sal hy verbygaan, want die son gaan op met sy hitte, en laat die gras verdor, en sy blom val af, en die sierlikheid van sy gedaante vergaan, so sal die ryke ook in sy weë verwelk. Luister jy, nee, die lewe gaan vinnig verby. Ons weet dit self. Ewe skielik kom jy agter, ek is 52. Nee, as jy 62, as jy 72, en dan begin jy al pak. nee, ek spot sommer net. 82, 92, daar gaat ons. Maar die lewe gaan vinnig verby. Alles gaan vinnig verby. Dit is 'n journey, en al wat tel op die einde van die dag, is dat, wat jy gedoen met wat hy vir jou gegee het. En ons moet leer wat hy vir ons gegee het. Want jy wil nie enige ander kant aankom en dan weet jy niks nie. Wat het jy gedoen? Ons gaan daarmee eindig vandag. What on earth will you do for heaven's sake? Want hierdie hoofstuk eindig daarmee, Jakobus 1 vers 27. Reine en onbesmette godsdienst voor God is dit. Wat? Om die weduwees en wese en hulle swakhede en hulle moeilikheid te besoek. Dis reine en onbesmette godsdienst voor God. Om te dien, is eintlik wat hy julle teksvers sê. Alright. Spreuke 24:21. My son, fear thou the Lord and the King, and meddle not with them that are given to change. Dubbelhartige mense, hulle is nooit dieselfde, verander heeltyd. En dit is in gemeentes ook. Ek sien dit in gemeentes, dat die hoof van die gemeente voel, elke jaar na nuwe goed. Vir die ou manier change, en nou dit, ons moet heeltyd change, verseker, na die beter toe. Maar ons moet vir mense, veral in 'n gemeente, stabiliteit bring. Ek sê altyd vir die leiers, as ons by mekaar kom, kom ons kyk dit wat ons nou doen, of ons dit nog volgende jaar ook nog kan doen, en dalk bietjie beter. Kom ons kyk of ons dit wat ons nou doen al kan reg doen. Kom ons kyk of ons vrouegroep kan groei en ons kan leer. Kom ons kyk of ons mannegroep, ons die mannegroep nou begin. Kom ons kyk of dit nog kan aangaan oor 10 jaar. Want julle weet hoe goed in die wêreld verander. Wette verander, alles verander. Ek onthou toe ek op die myne gewerk het, nee. Elke keer as daar 'n nuwe ingenieur aankom, dan change die borde, dan maak sign.com, hulle maak nou weer baie geld, want hierdie ingenieur verander alles nou weer. Die ouens het nou net begin stabiel raak, nie in 'n groef nie, daar is 'n groot verskil om in 'n groef te wees, en daar is 'n groot verskil om stabiel te wees. So, Spreuke waarsku, pas op vir mense wat onstabiel is, wat heeltyd change. En laas jaar,
Ek ken 'n ou, laas jaar het hy nog in die wegraping geglo, en hy was een van hierdie ouens wat saam met Danie Botha gestaan het, Jace, wat's dit gaan kom? Toe dit nou nie gebeur nie, en nou glo hy nie eers meer in die wegraping, en nou glo hy ons is klaar in die 1000 jaar vrederyk. Ja, dis 'n change. Verstaan jy, dis 'n groot change. Ek meen, yes, die wegraping het nie gebeur nie, ek glo nog steeds in die wegraping. Maar ek weet vir 'n feit, ons mag nie dag en datums gee nie. Die Here gaan kom, hy gaan kom. Nee, en hy gaan nie change nie. Want die Here is besig om sy bruid voor te berei. En die Here soek, ons moet stabiel wees. Ons moet stabiel wees vir die mense daar buite. Ons kan nie mense gaan bedien, maar ek is ons kan nie so wees nie. Ons moet stabiel wees, en dit beteken jy moet rustig wees. Om besluitloos en heeltyd van koers te verander, dui op 'n onbestendige, onstabiele persoon, wat nie onder goddelike beheer is nie. Veral in die geloof. As jy onder God se beheer is jy stil. Jy's rustig, jy het vrede. En dis die gees, dis wat uit jou uit moet straal. Want dan gaan mense na jou toe kom. So ek kan met jou kom gesels, want jy lyk vir my, ek kan vrede by jou kry. En dis waantoe ons almal moet groei, nee? Want ons almal moet gaan disippels maak. Alright, almal moet bid vir siekes, almal moet bid vir mense. Daar gaan 'n tyd kom wat jy demoon uit iemand uit moet gaan jaag, en as ek nie daar nie, dan gaan jy dit doen. Jy en Jesus. Alright. Wanneer jy staan vir niks, sal jy val vir alles. So, staan vir wat jy inglo, dis wat ek glo, dis my fondasie, Noma Kanjane, come what my. Verstaan jy? Come what my. Ek luister vanoggend weer, ek het vir 'n lang liedjie gespeel vir Amber. I have decided to follow Jesus. The cross before me, the world behind me. I have decided. Dan gaan ons. En as jy vervolginge kom, wat hy sê, die versoekinge, wat eintlik vervolginge is, dan is ek stabiel. Mense hou saam met jou vas, want jy is soos 'n anker. Die vliegtuig val en almal skree, en jy is die een wat sê, hoor jy moenie worry nie, ons gaan na hemel toe. Alright, ons moet daai persoon wees. Ek het lank terug, ek hou van geskiedenis, die Alamo, weet jy almal wat's die Alamo? Nee, okay. Nou die Alamo was in 1836, toe Mexico Amerika aangeval het, was daar 'n fort, die Alamo. En by daai Alamo is 185 ouens teen 6000. En een van die 185 ouens was Davy Crockett. Weet julle wie is Davy Crockett? King of the Wild Frontier. Hy sê op 4 het hy hulle beer doodgemaak, né? Die aand voor hulle almal dood is recorded fact. Toe vra 'n laaitie wat ontsnap het vir hom, Davy, jy seker glad nie bang nie. Hy sê, hoor, as ek nie Davy Crockett was nie, was ek vanaand oor die muur in die veld in. Maar ek's Davy Crockett. Ek moet bly. So julle moet weet, julle is Christene. Julle glo in Jesus. Julle moet bly. En ons moet staan saam met mense. Ons kan nie hardloop saam met die ander nie. As die demoon manifesteer, kan jy nie hardloop saam met die res nie. Jy moet dit gaan uitsorteer. Want hy sê ons moet gaan duiwels uitjaag. Of is net ek wat dit raak gelees het? Ons almal moet dit doen. Die tipe oortuiging kom nie van God af wat ons geroep het nie. Galasiërs 5 vers 8. Gaan lees daar. God het ons geroep het tot sy heerlikheid en deeg. Alright, vers 9. Psalm 25 vers 9. Wat sê vers 9? Maar wat die broeder wat gering is, roem in sy hoogheid. 25 vers 9 sê, hy sal die ootmoediges, die nederiges lei in die reg en die ootmoediges sy weg leer. Hy sal vir die wat nederig van hart is, sal hy lei en hy sal hulle leer. Trots, Kubai Marai. Jy dink God leer jou, maar jou eie wysheid, jou eie neus is in die pad. Alright. Vers 10, wat sê, en die ryke in sy geringheid, want soos 'n blom, vers 10, Psalm 39 vers 6, kyk, u het my daar 'n paar handbreedtes gemaak, en my leeftyd is soos niks voor u nie. Ja, as pure nietigheid staan elke mens daar. Waarlik, die mens wandel as skadubeeld rond. Ja, hulle woel verniet, hulle stapel op en weet nie wie dit is wat insamel. So dit dui net daarop dat ons lewens gaan vinnig verby julle. Vinnig. Dis nou verby. En dan, daar's my kinders, 2 van hulle sal uit die skool uit. Kan dit dinkie? Is nou die dag nog een Carletonville by dagbreek. Uit die skool uit nou. Kon.
gebeur net so. Net so. Vers 11, wat sê, want die son gaan op sy hittegras verdor, Psalm 90 vers 12, leer ons om ons dae so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Is dit nie 'n mooi skrif nie? Daai kan jy vir jouself in 'n proklamasie maak. Sê, Here, leer my om my dae so te tel, dat ek 'n wyse hart mag bekom. Moenie jou dae mors nie. Elke dag spandeer tyd saam met die Here. Alright, dis hoekom jy stilte tyd moet hou. Ok, daar het ek hom nou, het lyk my gedubbelklik. Goed terug een, daar is hy. Jakobus 1 vers 12. Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het. So daar is nou al die 5 krone waarvan ons al gepraat het, en selfs in ons Openbaring gedoen het alles, en julle moet weet, daar is meer as 5 krone. Dis nou maar net die 5 wat ons in die Bybel kry, maar ek glo daar is die krone vir die wat vervolg word, terwyl vir die Here se naam, al die tipe goed. Maar, salig is die man wat versoeking verdra. Salig is jy wat, is so diep hierdie, salig is jy wat die pad saam met die Here stap. Wat nie links of regs gedraai het nie, en jy die wedloop klaar gemaak. So kom ek dan nou hierdie prentjie wys. Ek kon nie my original prentjie kry nie. Ag, kom nou. Dylan sê jy van daar sê. Daar's 'n wedloop soos in die ou dae. Kyk, die manne is so 'n bietjie op met hulle hande, hulle leer ons dan om so 'n bietjie af te hardloop met ons hande. Nee, ons draf nie so nie. Dit is net as jy markeer die pas in die amen. 1 Korintiërs 9 vers 24. Weet julle nie dat die wat op die baan hardloop wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie? Hardloop so dat julle dit sekerlik kan behaal. En elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, julle is in die wedstryd van julle lewens saam met God. Onthou hom in alles. Jy moet jouself onthou, weghou van sekere goed af. Hulle nogal, die wêreld, om 'n verwelklike krans te ontvang. Daai tyd het hulle kransie, die laurierkransie gekry en hy het gevrot, nee. Dan sê jy hom in jou boek, maar daar was nog nie boeke nie. Gepers het, nee. Maar ons, 'n onverwelklike, ons in vrot nie. Ek hardloop, sê Paulus, dan soos een wat nie onseker is nie, so dubbelhartige man, onbestendig en al sy weer. Hardloop op die baan soos iemand wat seker is. Dis hoekom die boek van Openbaring so 'n belangrike boek is, want ons almal hardloop op hierdie baan. En nou ken ons Openbaring in hierdie wedloop en ons kan sien, omdat ons Openbaring verstaan, ons verstaan Daniël, ons verstaan Lukas 21, ons verstaan Matteus 24, begin ons sien, hoorie, maar daar is nog net 15 kilos oor van hierdie ultramarathon. So iemand wat in 'n marathon hardloop, begin homself regmaak vir die einde. Hoorie, ek wil goed klaar maak. Ek het nou lank genoeg myself gepuis, nou gaan ek begin en ek maak my reg vir die einde. Alright, en ons as Christene wat die woord dophou en die tekens van die tye dophou weet, hoorie? Alles wys vir ons dat ons aan die einde van die marathon is. So, ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. Ek het altyd in Carletonville, was hier so swarte, wat hier so swart man, wat hier iewers in die dorp, hy het so geboks, maar hy was nie lekker nie. Hy slaat daar in die lug, nou, weet nie na wat nie. Nee? Maar ek kastei my liggaam, dit beteken, ek bring my liggaam onder beheer. Ek val nie net vir al my drange nie. Ek onthou my. Dis hoekom vas so belangrik is. Wat jy vir jou liggaam sê, luister, ek is in beheer, jy is nie in beheer nie. Ja, maar onthou, jy het hoë bloeddruk, luister, ek is in beheer. Jou liggaam sal vir jou sê, ja, maar jy kan nie, onthou, nee, jy dit. Nee, maar ek is in beheer. Saam met God. Jou liggaam gaan teen jou praat. Maar ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar. Soos ek nou, byvoorbeeld, ek is nou 'n pastoor. Nou is ek by Ocean Basket in Potch. Ek kan eers non-alcoholic bier drink daar nie, want mense gaan dink ek drink 'n bier. Verstaan, dis nie omdat ek skynheilig is nie, maar ek het 'n verantwoordelikheid. Verstaan nie? Ek het al by restaurante gesit, dan stap hy ouens by my, skus, ek wil jou nie plaas saam met jou gesin nie, maar kan ek by jou afspraak maak? Sit ek nou daar en 'n draaf drink? Of selfs net 'n non-alcoholic bier? Ek weet nie of hy my gaan vertrou nie. Weet hoe mense oor drank? Verstaan nie? So, dit is ons verantwoordelikheid, ook as julle sin ook hoor.
Julle is born again Christians. Julle, hoorie maar, is Rita nie by 'n ander kerk nie. Hulle doen ons bevryding daar, dan gaan hulle na jou toe kom. Maar dan sit sy daar, sigaret in die mond, gremering loop in die oog af. Dan gaan ook nie na ja toe gaan nie. Verstaan nie, want ek meen, sy lyk dan nou net soos die wêreld. Verstaan nie, ek is net oordrewe voorbeeld. Maar kastei my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien terwyl ek vir ander gepreek het, selfverwerplik sou wees nie. Verantwoordelikheid vir ons dien, nee. Alright, dit is 'n groot verantwoordelikheid om die Here te dien. Versoeking, Jakobus 1:12. Salig is die man wat versoeking verdra, is die derde keer dat ek dit sê. Want ek wil hê ons moet 'n bietjie jammer op hierdie punt. Hoorie so, want as hy die toets deurstaan het. Ons almal word getoets, en ek het nou dag vir julle met gesê, ja, God gaan jou toets, hy gaan jou op water laat loop, jy gaan uit die boot uitklim, en hy gaan laat jy op water loop, en die vyand gaan hom probeer om jou te verdrink. Ons moet dit weet, jy gaan getoets word, sal hy die kroon van lewe ontvang wat die Here beloof het, aan die wat hom lief het, laat niemand, as hy in die versoeking kom, sê, ek word deur God versoek nie, want God kan nie deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Moenie dwaal nie, my geliefde broeders en susters. Elke goeie gif, die Griekse woord daar is dosis. Ek gee jou dosis gif. Dis eintlik elke goeie geskenk. Nee, nie gif nie. Ek wonder hoekom het die 33, elke goeie gif. Dis goeie gif die. Sy my maat my gebel die week, ou Moses wat by haar werk al vir 14 jaar, het maandag by haar gewerk, by die museum, dinsdag by die museum gewerk, woensdag is hy dood. Iemand het hom vergiftig. Polisie het by my maak om draai, hy is die aand vergiftig. Hy werk al 14 jaar vermaande. Ja, elke goeie gif, elke goeie geskenk, en elke gevolmaakte gawe daarvan bo af neer, van die Vader van die ligte, Father of the lights, het jy al van dit gehoor? Dis die skrif, by wie daar geen verandering of skade van omkeer bring. Hierdie is so diep, as kan jy heel nacht net oor dit praat. God verander. Ok, ek wil net vir julle iets sê so. Weet jy is met die ergste? God versoek niemand nie. Hy sal ook nie deur sonde, hy sal nie sonde op jou pad sit met te versoek nie. Nou kry jy dit so. Japie het toe nou in die cruiser geklim, nadat hy 'n kas bier uitgedrink het by die kasteel. Hy het in 'n boom vasgejaag, en dit het die Here behaag dat dit nou gebeur het. Dis presies wat daar staan wat nie so is nie. God versoek niemand nie. Jy word versoek deur jou eie, en nog altyd kry iemand die skuld, of die duiwel of God, vir jou keuses. Ons het ons eie wil. Ons moet kies. Sien, mense wil nie daai teologie hoor nie. Hulle wil die teologie hoor, nee, God is in beheer, moenie worry nie, hy is in beheer, don't worry. Thou shall guide and thou shall provide, and thou shall guide and thou shall provide if you love him, and you submit to his word. Dan gaan hy. En nog steeds, ek sê nou dag vir iemand, ek het nadat ek weergebore word, soveel keer, alles in my vermoë as 'n mens gedoen, om uit die blessings uit te gaan, maar God het my nog steeds gebless. Want ons doen alles verkeerd. Jy dink jy doen baie goed reg. Verstaan jy? Ons doen soveel goed verkeerd. En as dit van ons afgehang het, nadat ons Here geken het, dan was ons nooit gebless nie. Ek het al grace gepush tot in sy limits. Jy sê dit nie sê nie, ek meen ek staan nie voor. Ja. My aankyk met daai stemtoon nie, ons almal doen dit. Nee? Oei, daar het Dylan, sorry Dylan, nou gaan ek vir een, sorry Dylan. Ok, nog een? Ok. So, hy sê daar, jy val vir die versoeking. Jy val vir die begeerlikhede, en as daai begeerlikheid tot volle ontwikkeling gekom het, baar dit sonde. So, hoe werk dit? Hier, Paulus verduidelik het in 2 Korintiërs 10 vers 12. Want hoewel ek en jy in die vlees wandel,
voer ons die stryd volgens die vlees. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke skans in jou kop wat opgewerp word teen die kennis van God. En luister jy, elke gedagte gevangene neem, tot gehoorsaamheid aan Christus, almal wat saam met my bedien, ken al hierdie uit hulle kop uit, en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf. Wie moet die ongehoorsaamheid straf? God. Jy moet. Dis jou battle, dis jou ongehoorsaamheid. Wanneer die gehoorsaamheid kom, so dit werk so. Skanse opgewerp teen die kennis van God. Ek en jy het groot geword, ons het in kerke groot geword, ons het in tradisies groot geword, wat skanse in ons kop opgesit het, teen die waarheid van God se woord. Jy sal agterkom, wanneer jy agterkom, jou tradisie was toe nou nie so in lyn met God se woord nie. Ja. Ons het baie goed in die kinderbybel gelees, wat toe nooit in die Bybel gestaan het nie. Alright? Klomp goed. I mean, doen jouself nie die moeite en lees die boek Jona. Wat het actually met Jona gebeur? In die watergeval in die kinderbybel wys 'n slukkie vis om in. Nee, hy het tot by die bodem gesink, hy het dood gegaan en toe slukkie vis om eers in. Ons lees dit nie in die kinderbybel nie. Sien, is sulke goed. En as ons na Noag se ark kyk, dan steek die kameelperde se koppe uit hier by die ding, né? En dis baie dom om groot kameelperde in daai klein skip te gesit, dit is ons baba kameelperdjies. Okay. So, ons word met goed groot wat ons nie wat ons dink is reg, maar dit is toe nou nie in die Bybel nie, want ons het in tradisies groot geword met die kinderbybel. En ek het nooit vir my kinders kinderbybel gelees. Nooit nie. Vir die Bybel gelees. Alright. Sodat hy 'n prentjie in sy kop kan vorm, Elia en die Baal profete. Verstaan jy? Nie wat die kinderbybel vir hom wys van 'n ou met sandale waar daar staan en. Verstaan jy? Of Vader Abraham wat vir die sterretjies kyk. En daar's niks fout met dit nie, hoor na my hart. Ek het ook oom Jan de Wet in die lofkleuters vir hulle gespeel. Al daai tipe goed in die trein. Dis goed, dis goeie goed. Maar ek en jy het skanse in ons kop wat opgewerp is teen die kennis van God, en dis hoekom jy by 'n plek sit soos die vanoggend, sodat jy dieper persepsie in die woord kan kry. Want ons moet daarvoor gaan, né? Alright. En dan staan daar, sodra jy hierdie vestings begin neerwerp, dan skop Johannes 8:32 in wat sê? Jy sal die waarheid ken en die waarheid maak jou vry. Dis bevryding. Want jy het 'n leuen geglo. En nou hoor jy die waarheid. Okay, so die waarheid is dit, maar nou kry ek 'n gedagte wat teen die waarheid is. En nou kan ek hom gevangene neem. Of nie. En dan neem jy nie daai gedagte van, jy neem dit nie gevangene nie, dan baar dit sonde. Want jy neem nie die gedagte gevangene nie, en dan gaan doen jy sonde. En die vyand weet wat elkeen van ons 'n swakpunt. Elkeen. Jy kry net so reukie van 'n glas wyn, dan drink jy nader aan die wynbottel met 'n strooitjie. Verstaan jy? Want ons almal het swakpunte, nee, is nou net 'n voorbeeld. Nee, as jou swakpunt is 'n verslawing aan drank, dan weet jy swakpunt. As jou verslawing is steel, dan is jou swakpunt as jy R100 sien lê daar. Of wat ook al. Nee? Louis Marbe het altyd gesê, die Satan is vasgemaak, hy is soos daai polisiehonde met 'n ketting, hy is vasgemaak daar. Maar hy sê, hy sal waaragtig die mense kry wat in die ryk van daai ketting speel. Dis mos nou dom. As jy weet jy het 'n probleem met geld, gaan jy nie help die kollekte opneem. Dis net 'n simpel voorbeeld, maar jy moet dit dan nie doen nie. Jy moet dit nie doen nie. Want ek sal dit vir ons kluis toe vat. Verstaan jy? En dan het jy 'n probleem. Ek sal die nagmaal wyn, gelukkig gebruik ons nie wyn nie, maar dan drink jy alles wat. Ja, ek onthou, ek het jaken in 'n ouderling was in my vorige kerk. Ek was die ou wat gesorg het al die wynglasies is leeg. Alright. Okay. So dis terwyl ons, wie? God, ons moet planne verbreek. Ek en jy moet die planne verbreek. Deur wat? Deur ons te onderwerp aan die waarheid. Hier's die waarheid. Dit het nie verander nie. Ek onder Jakobus 4 vers 7, ek onderwerp my aan God.
ek weerstaan die duiwel, dan sal hy vir my wegvlug. As ek nie geonderwerp is nie, gaan hy nie vir my wegvlug nie. Ek gaan gehammer word met daai gedagtes. Vrees. Here, vergewe my, ek is alweer hierso. U het my nie 'n gees, 'n demoon, van vreesagtigheid te gee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Engelse Bybel sê dit mooi. Love, power and a sound mind. Vergewe my, ek sal onderwerp. En nou sê ek, jou gees van vrees, die Here bestraf jou, los my uit. Los my gedagtes uit. Ek kies om jou gevangene te neem. Maar nou doen ek dit nie. En nou is ek hier. Vrees, los my, ek wil nie. Maar jy is nie hier nie. Om vergifnis, bitterheid, alles werk net so. Nou is ek nog steeds kwaad vir my niggie, want sy het my ouma se kreerpond gesteel. En ek dit moes eintlik na my toe gekom het. Wat ook al. Ek praat nou van my eie familiegeskiedenis. Nee? en dan het ek nooit my niggie vergewe nie. Ek moes al vergewe het, ek moes al geseën het inteendeel. Iemand vra my vanoggend by die werk, as hierdie ou jou nou so afkraak en wat ook al, nee, jy moet hom van jou rug afhaal, jy moet hom vergewe en jy moet hom seën. Seën sy verhoudinge, seën sy gesondheid, seën sy finansies, dan kan God uitsorteer. Want jou geveg is nie vlees nie. Dis die gees wat deur daai persoon se vlees na jou toe werk. Wat jou kom afkraak, jou kom afbreek. Maar voordat jy daai gees kan bestraf, moet jy eers geonderwerp wees aan God. God, jy gaan nou sien, as geen omkeer en verandering in God nie. As God gesê het, moet vergewe, moet jy vergewe. Ja, maar, jy weet nie wat het hy my, nie te min. As God sê, ek het jou nie 'n gees van vrees, nou het jy vrees. Ja, maar, nee, jy gaan nie kom. Dis moet. Dis wat die Bybel sê, dis nie wat ek sê nie. En ek moet ook leer, ek kastei my liggaam. Ek dissiplineer myself om hier te kom. As jy nie gaan dissiplineer nie, ek kan jou nie dissiplineer nie, God gaan jou ook nie dissiplineer nie, jy moet. Om dissipline begin deur elke oggend op te staan met die, ek het met die verkeerde voet uit die bed geklim, klim terug en klim met die regte voet uit die bed uit. Nee? Nie met die verkeerde een nie. As jy daai voet het plant, dan jy met die regte voet uit die bed uit. En jy bepaal jou dag deur jou eerste gedagte as dit opkom. Lekker koffie maak vir die hele huis, dis wat ek doen, elke oggend. Staan op, ek maak vir almal koffie. Dis my werk, dis my plig as 'n pa. Doen dit. Dis wat 'n man doen, maak vir vrou koffie. Maak dit so sy dit like. Party oggend as ek bietjie haastig gaan sien ek kom sy terug. Te min melk, dog Jesus. Dan kry ek weer my hart reg, né? Nee? Jy kan nie dankbaar wees. Net daar is ek nou klaar weer onder die wil van God uit. OK. Dankie Dylan. Weergeboorte. Hoor dat sê Jakobus 1 vers 18, praat hy oor weergeboorte. Jakobus 1 vers 18 sê, volgens sy wil, wie se wil? Sy wil, het hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy skepsele, ek glo die ISV gaan dit baie beter sê, maar die dag toe jy weergebore raak, as jy vandaag sê, net God kan 'n mens weergebore maak. Net God kan die besnydenis van die hart doen. Wat gebruik God? Hy gebruik seker sy woord, deur mense wat die woord preek. Jy gaan op 'n evangelistiese naweek waar hom Angus preek en hy sê iets daar en iets gebeur in jou hart en God kan die besnydenis doen. Hoe kan hulle hoor as daar niemand gestuur word om hulle die woord te bring nie, sê Paulus. Hulle gaan nie van self dit hoor nie. Dis hoekom evangeliste en mense duisende rande betaal, ons ook, om die woord op die lig te kry. Want iemand hoor net, hoor, ek het dit nie geweet nie. En dis hoekom ek en jy moet pas op, jy het nie die bediening van ander kinders van die Here afbreek nie. Party ouens dink is hulle bediening om Joyce Myers af te breek, of Joel Osteen of wie ook al. God gebruik dalk nou net, daai ou se pad om selfmoord te pleeg. Op 'n Saterdag aand 11:00 dan kyk hy TBN en hier staan Joel Osteen en sê elke dag is 'n Vrydag. En dis dalk net wat daai man nodig gehad om te hoor, maar nou het jy gesê, Joel Osteen is 'n vrymeslaer, hy is die put van die hel uit. Skiep om daai persoon pleeg selfmoord.
Want jy het mos gedink is jou bediening om ander kinders van die Here af te kraak. God sal hulle uitsort. As enige iemand met verkeerde intenties, dis nie ons bediening om dit te doen nie. Ek was op daai bediening. En toe Tiaan Gildenhuys, eendag in 2009 of 10 in Potchefstroom, is die teachingsnaam, waarom haat God vals profete? Dog ek, laat ek gaan my boekie saamvat, ek gaan seker nou almal noem, Rebecca Brown, ek gaan almal noem, ek gaan neerskryf, toe praat hy net teenoorgestelde, en toe leer ek, hoor jy so, pas op jy, wat ander judge, God sal vals profete uitsorteer, en wat is 'n vals profeet? Niemand, Satan, gaan nie mense gebruik om woord te verkondig, 'n koninkryk kan nie teen homself verdeeld wees, nie. Yes, almal ken ten dele, en God het iemand soos Joyce Myers gebruik om my lief te maak vir die woord. Daai vrou het baie meer Bybel geken as my dominee. So ons moet pas op. Jakobus 1 vers 12, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Hoor hierso, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Sjoe, dis mooi, né? Want uit genade is jy gered deur die geloof. En dit nie uit jouself nie, dis 'n gawe van God. Johannes 6:44, niemand kom na God toe, tensy God en hy persoon trek nie. Elkeen vandag van ons wat hier sit, God het jou getrek. Ja, maar ek het self gery nou om Angus se plaas toe. Nee, God het jou getrek soontoe. Voorheen was jy nog nooit lus om na Engelsman te luister nie. Dis nou ek, hoe ek was. En ewe skielik net 'n begeerte om soontoe te gaan, nogal 'n Engelsman, en ek haat nog die Engelse oor die Anglo-Boereoorlog. Ek is nog steeds kwaad vir die konsentrasiekampe in 2006. 106 jaar na dit, is ek nog kwaad vir die konsentrasiekampe. En ewe skielik begin 'n ou wat op sy perd Snowy sit, met 'n cowboy hoed Engels preek, en ek verstaan hom beter as my dominee. God het my ore oopgemaak, God het my hart getrek, en hy het daai man gebruik, en ek het na sy plaas toe gaan, en God het 'n ontmoeting met my gehad daar. Want uit genade is jy gered deur die geloof, en dit nie uit jouself en sy gawe God, nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie. Daarso, ons ou tradisie waarin ek groot geword het, is Jakobus 1 vers 22 sê nou net, hoor hierso, geloof sonder werke is dood. Maar Jesus sê nie uit werke nie, ons moet dit reg verstaan. Ons praat van weergeboorte. Jy kan nie deur jou werke weergebore word. Dis wat hy sê. Maar nadat ek weergebore is, werk ek vir die koninkryk. Groot verskil. Ek kan nie deur my werke, ek is op, jy ons altyd gesê in die kerk, ja, daar is dan 'n man van God. Daar by man met die Bybel onder die arm. Dalk is hy 'n man van God. Maar jy is uit genade gered. Elke mens. En God het jou getrek. En daarvoor moet God die eer kry. Het is net deur die kruis van Jesus Christus dat enigeen van ons weergebore kan word. Voor dit kon mense nie weergebore word. Dit kon nie, 2000 jaar terug, voor 2000 jaar terug, voor die Handelinge kerk begin het, kon niemand weergebore word. Dit kon net gebeur dat God aarde toe gekom het, gesterf het soos 'n mens, opgestaan het soos 'n God. Alright. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke. Hoor jy is geskape tot goeie werke. Hou nou op in die verkeerde werke. Wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Dit is baie diep hier, ek kan heel oggend hieroor praat as julle wil. Niemand kan na my toe kom, as die Vader wat my gestuur het, Johannes 6:44, hom nie trek nie, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Dis mooi daai, né? Niemand kan na my toe kom. Niemand kan na Jesus toe kom. En sê, God het jou getrek. Jy is vandag die produk van wat God daai tyd gedoen het in jou lewe. Is dit nie mooi nie? En daaroor kan jy elke dag op jou knie gaan, net daarvoor dankie sê. Dankie Dylan. Sê.
Johannes 3 vers 3, dit gaan alles oor Nicodemus, wat in die aand na Jesus toe kom. Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie, ons het dit woensdag aand en vorige woensdag gesê, nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nicodemus sê vir hom, kan 'n man, as mens as hy oud is, gebore word, hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Jesus antwoord, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy, nou weet jy wat, dis nou net om oor die vorige teksvers, die mense sê, nee, maar hy was mos nou eers gebore uit die vrugwater van sy moeder, nou is hy uit gees gebore, nee. Jy word gebore uit water, die doop, groot doop, en uit gees. Dis weergeboorte. Weergeboorte moet hierdie hele proses, soos ons woensdag ander verduidelik, moet 'n kwessie van 'n halfuur wees. Nie 'n kwessie van jare nie. Dit het die meeste van ons jare gevat om, ons het die eerste 2 stappe van weergeboorte gedoen. Ons het ons sondes bekeer teenoor God en ons het Jesus Christus aangeneem. Toe vat dit ons jare om uit die water te kom en uit die gees. Waar hierdie is 1 stap, 1 beweging in Handelinge 2. Dit het daar gebeur. Hoe? Wat het nou, okay Petrus, ons hoor jou, wat moet ons nou doen? Hy sê, bekeer jou sondes teenoor God, neem Jesus Christus aan, laat jou doop en ontvang die gawe van die Heilige Gees. En daai dag is 3000 mense gedoop. Alright, en nou sê hy hierso, jy kan nie weergebore word tensy jy uit die water en uit die, dan is hy volmaak weergebore, anders is hy net halfpad. Beteken jy het nie die Gees van God nie, natuurlijk het jy die Gees van God. Maar om die stappe klaar te maak, al 4, het jy nodig om die ander 2 te doen, sodat jy geherken kan word op hierdie aarde as iemand met autoriteit in die koninkryk. In Johannes 5 vers 7 en 8, as 3 wat vir jou getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, dan is daar 3 wat vir jou getuig op aarde, die water, die bloed en die Gees. En hierdie 3 is eenstemmig. So as Satan in die tweede hemel na jou kyk, dan weet hulle, daar loop sy, pas op, as die tannie haar shofar uitplik, en haar botteltjie salfolie, dan roer hulle ons kieringkies hierso. Verstaan jy? Dan moet ons besig wees met die Here se goed. Ok. Want wat uit die vlees gebore het, is vlees, en wat uit die gees gebore het, is gees. Moenie jou verwonder dat ek jou gesê het, jy moet weergebore word nie. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van wanneer hy kom en waarheen hy gaan nie, soos elkeen wat uit die gees gebore is. Dankie Dylan. Dis daar, wie oor het? Hoor wat sê hy so, ons ken ons hierdie, ons het die 7 kerke gedoen. So dan my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om kwaad te word, toornig is die ou woord. Spreuke 17 vers 27, wie sy woorde inhou, besit kennis, en hy wat kalm is van gees, is 'n man van verstand, en daai dryp ek altyd. Veral as ek en Elsie fight. Joey het altyd vir ons gesê, manne, luister die, los dit net. As die aas gegooi word, moenie gaan, maar jy wil nou net weer ietsie sê. Ons huis is gelukkig 'n loud house. Niemand vee iets onder die mat in by ons huis nie. Ons sort hom gou uit. Dit is 'n vurige geveg, maar ons het uitgesorteer. Maar ek moet stadiger wees om te praat. Stadiger. Alright. Wie sy woorde inhou is baie slim. Hy's 'n man van verstand. En die Bybel sê ons in 1 Petrus 3 vers 7, ons moet verstandig met hulle saamlewe as die swakkere geslag. En ons is nie baie verstandig, ons man sê ons is stadig. Gisterand toe die studente by ons kom eet, toe sê ek vir daai meisiekinders, dis waarom meeste studente meisies, ek nou gesien het, gaan altyd met 'n ouer ouetjie uit, wat so 2-3 jaar ouer is, want die ouens van hulle ouderdom is maar bietjie stadig, hulle speel nog kinderagtig. Nee, Els het ook met iemand getrou wat 3 jaar ouer as sy is. Ok. Spreuke 17:28, selfs 'n sot sal as hy swyg verwys gereken word, as hy sy lippe toehou vir verstandig. Alright. Wie 'n oor het, is nog interessant, 7 keer in die 4 evangelies, en 7 keer in die briewe, en dan kry ons ook in Openbaring 13 vers 9, soos 15 keer in die Bybel, wat die Here sê, wie oor het, luister. Alright, dankie Dylan. Ja, seën en moenie vervloek nie, Jakobus 1 vers 20, want die toorn van 'n man bewerk nie geregtigheid voor God nie. Dit beteken, die geweld
God het ons nie geroep tot geweld nie. Alright, ons moet dit ook mooi verstaan dat, ek sê altyd, vir die evangelie sal ek my wang draai, maar as ek by die Spur uitstap na my kar toe, en hy wil my roof van my R20 gaan hy bloei. Verstaan nie, want ek gaan my vrou verdedig. Daar is verskil. Ag nee, vat maar alles. Nee, dis dom. Nee, dis dom. Dis dom. Ek gaan vir jou roer. Alright, good. Maar hier in die konteks van hierdie is dat opvleendheid, kwaad word vir niks. Al die type goed, nee? Ons almal ken dit, nee? Ons almal ken dit. Deuteronomium 32 vers 35. My kom die wraak toe en die vergelding. Dit is baie diep goed hier. Ek kan vir julle ure gesels. Ek het al baie mense bedien op plase waar plaasmoorde plaasgevind het. En dan moet daai persoon wat oorleef het, die ander vergewe wat sy of haar man doodgemaak het en kinders. En daai tipe goed. Asof om nou Liam Neeson te word in Taken 3. Verstaan jy? En almal dood te maak op horrific maniere. Maar dit is nie van God af nie. Okay. Want dit gaan, is lekker om te kyk, maar as jy saam met die swaard leef, sal jy saam met die swaard doodgaan. Alright. Okay. So, ek het groot geword met movies soos The Whispering Death. En goed, my pa my gewys toe ek klein was van 'n plaas in Rhodesia wat aangeval is, en toe het hierdie polisman sy vrou en kinders het maar, toe jag hy daai ouens tot in Zambië. En hulle het betaal met hulle lewens. Sien, het is van kleins af so groot geword. Maar God sê die teendeel, hy sê, my kom die wraak toe en die vergelding. My. Op die tyd, as hulle voet sal wankel, want die dag van hulle ondergang is naby, en wat oor hulle beskik is, kom gou. Jy moet weet dat, as jy mense kan vergewe, jy kan hulle vryspreek, en jy kan hulle seën, sal God hulle uitsorteer, as hulle nie hulle knie vir die Here buig nie. Hoor wat ek vandag vir jou sê. God sal dit doen. Deuteronomium 32 vers 41. As ek my glinsterende swaard skerp gemaak het en my hand na die strafgerig gryp, sal ek wraak oefen op my teenstanders en my haters vergelde. En hierdie gaan gebeur in die 7 jaar wat God sy oordeel op hierdie aarde gaan bring en hy gaan vir Jakob uitsorteer. Hy gaan vir Israel uitsorteer. So baie mense sê van ja, is nie regte Jode wat bly in Israel nie. Daar is die regte Jode en as 'n klomp baie van hulle slegte mense. Slegte mense, baie is goeie mense. Maar die Jode besit die wêreld vandag, die ekonomie, hulle sit agter die skerms van die meeste van die ellende in die wêreld, die Rothschilds, die Goodchilds en all the childs, nee? Maar wat gaan God doen? Hy sal hulle uitsorteer, want 2/3 van hulle sal uit die land uitgeroei word. God sê dit. En nou moet ons weet hoekom so baie uitgehaal word. Daar is nie die regte Jode wat daar bly, daar is die regte Jode wat bly, daar is baie slegte mense daar. Baie, geldgierige Shylocks. Baie van hulle, maar daar is baie goeie mense ook. Maar God gaan die Jode uitsorteer, sy swaard word skerp gemaak vir daai tyd. Alright, Romeine 12 vers 19, moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek Here. Sien jy daar haal Paulus aan Deuteronomium, sien julle? Hebreërs 10 vers 30 sê dit weer, dis waarom ek weet, Paulus het Hebreërs geskryf, want ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe, ek sal vergelde, spreek die Here, en weer, die Here sal sy volk oordeel, die Here gaan die Jode oordeel, want hier skryf hy Hebreërs aan die Jode wat weergebore geword het, hulle was vervolg deur die Jode wat nie weergebore is nie. En hy sê, moet jy hulle nie worry nie, God het sy swaard skerp gemaak vir daai Joodjies. Alright, volgende een, dankie Dylan. En wat moet ek en jy doen? Matteus 5:44, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, in die konteks van die evangelie. Lukas 6:28, seën die wat julle vervloek en bid vir hulle wat julle beledig. Romeine 12:14, seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie. Hoeveel keer moet ons dit hoor? Nee. Wat doen ons wanneer dinge verkeerd loop en mense maak jou seer? Daaglikse stilte tyd en aanbidding. Daagliks. As mense jou seer gemaak het, mense jou teleurgestel het, dan moet jy in tyd saam met die Here spandeer. Jy moet. Moes gister saam met 'n boetie vir my gaan bid, wat seer gemaak is,
en sy beste vriend het hom in die rug gesteek, en dis nie goed nie. So wat doen hy? Hy weet, hy is 'n groot man van die Here, hy weet, gaan nou maar net tyd vat, om sy hart reg te kry. Alright, bittere teleurstelling. Alright, en nie speerders te kry in die auto vervolg nie. God sal hulle uitsorteer, dankie. Kom ons maak klaar. Jakobus 1 vers 21. Daarom, sien ek kan nog oor daai teksversies, ons het nou maar 'n bietjie vinnig oor hulle gegaan, ons kan baie oor daai goed nog gesels. Hierdie moet vir jou 'n wegspringplek wees, my sussie, dat jy kan dieper nog gaan studies doen en al hierdie goed. Jy kan Jakobus 1 vat, jy kan daar op hom spandeer. Jy moet onthou een ding, luister gou hier, spandeer tyd in die woord. My tyd in die woord is nou, wat is die boek se naam, Lamentations 3. Ek is nou spandeer tyd op dit, en van daar vat die Here my oral in die Bybel. Nee, net om het is net vir my openbaring hierdie jaar gewees. As ek met hierdie jaar klaar is, gaan ek Klaagliedere 3 verstaan. Vir ewig in my lewe. Ek het die hele Bybel gelees. Okay, wat kan jy onthou? Dit is, moenie jaag nie, julle. Moenie jaag nie, het nog die hele lewe lang voor jou om al hierdie goed te leer. Alright. Jakobus 1 vers 21. Daarom doen afstand van alle veiligheid, nie veiligheid, nie vuilheid, en oorvloed van boosheid, en ontvang die sagmoedigheid, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om julle siele te red. Ek het nou nie ingeskryf daar nie, maar Handelinge 17, van die Bereane, hulle het die woord met alle, wat ontvang? Vrymoedigheid ontvang. Hulle harte was oop vir die woord. En hulle het self die skrifte gaan ondersoek en kyk of het so was. So jou hart moet oop wees vir die woord. Moenie 'n rebellie, ek ontmoet baie mense, ja maar onthou net, dit was allegories geskryf. Daai klink nie soos iemand wat met sagmoedigheid die ingeplante woord ontvang het. Altyd krities. Jy kry iets soos 'n vak wat die ouens swat, skrifkritiek. Ek wil niks skrifkritiek hê nie. Verstaan, ek wil met sagmoedigheid die ingeplante woord van God ontvang. Krities. Klaar trots, die slaap jy agtervoet. As gelowiges moet ons 'n ontvanklike, leerbare gees hê, sonder om weerstand te bied, te stry of te bevraagteken. Om God se woord op die wyse te ontvang, is tot redding van ons siel. En dis wat tragies, hartseer en verskriklik verkeerd is. Wanneer ouens gaan teologie swat, dan leer hulle om krities te wees met die woord. Prys die Here, ek en jy nie. Prys die Here, ons nie. Alright. Ja, nee, ons moet die woord kan reg sny, ons moet hoor of die persoon wat dit aanbied, dit reg aanbied, verseker. Maar om na die woord te kyk, en dit te probeer dissekteer, om die teendeel te bewys, is nie goed nie. Is nie goed nie. Ons almal moet teen die boosheid in ons siele veg, en dis waar die vyand ons aanval. Want die vyand val ons in ons gedagtes aan, en as ons dit nie keer nie, kom dit in ons harte in. As dit in jou siel. So waarom as iemand jou kwaad maak, of jy haat 'n persoon, jy slaaf verkeerd dan, en hy staan in jou hart. Jy moes daai persoon nie uitgesorteer het. Maar nou is daai persoon nie. Dan is dit 'n probleem. Dan moet ons vir bevryding gaan. Ons almal moet teen die boosheid in ons siele veg. Ons was almal in sonde gebore. Ons ou natuur moet daagliks neergelê word. Daagliks. Efesiërs 2:1. En julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en sondes, waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het. Onthou dit altyd, ons was ook daar. En as ons nou teruggaan wat ons gesê het, God uit sy genade het jou gered, so asseblief tog, jy net grace met die mense. Want dis hoekom Jesus aan die kruis kon hang en sê, ek vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, want hulle is nog onder die mag van die owerste van die wêreld. Verstaan jy? Ek kan nie verstaan nie, hulle wil nie kerk toe kom, ja, want hulle is onder die mag van die owerste van die wêreld. Wat moet jy doen? Sagmoedig, wees rustig, jy gaan hulle nie red nie. Luister nie, jy gaan hulle nie red nie. God gaan.
Ja, maar ek het hulle probeer verduidelik en hulle verstaan nie, hulle stry met my natuurlik, want jy probeer jou parels vir die varke gooi. Iemand in die wêreld kan jy nie verstaan nie. Iemand in die wêreld kan nie Jakobus verstaan nie. Dis nie 'n manier nie. Want daai letters is dood. Net die Gees maak dit lewendig. Nou maar hoe? Gaan maak disippels, gee liefde. Vertel die mense. Dis ook met vir my altyd taaf is om op troues te wees waar 80% van die gehoor ongered is. Want ek sien goed by troues wat ander mense nie sien nie. Ek sien hoe manifesteer mense terwyl ek van die woord praat, want hulle is onder die mag van die God van die wêreld. Dan sien ek dit. Ander ouens sien dit nie. Jy sien, maar dit was 'n kort een, ja, ek kon dit nie meer langer uithou daar nie. Was die ander dag op 'n troue wat die oom met sy vrou verloor gemanifesteer het. En niemand het dit gesien nie, behalwe ek. Dan is dit moeilik. Dit is kwaad, dit is bitter. En hy was nog gesypok. Dan is dit moeilik. Het is lekker om by 'n troue te kom en die Christene mense, hulle was mekaar se voete, maar 80% van my troues is nie so nie. Dan is dit moeilik. Maar nou gee jy waarheid. Ek praat altyd oor verbond, commitment. Die Bybel begin met 'n troue, hy eindig met 'n troue. Staan die God van die wêreld se kinders so op. In die troue. Dit is moeilik dan. Want jy is 'n weergebore en 80% van die mense is nie weergebore nie. Jy moet die kyk as jy so. Hy weet nie waarvan hy praat nie. Wie is die snuit? Weet jy sien dit. Dis moeilik dan. Dis baie moeilik. Alright. Ja, daar val saad, maar dit is nog steeds nie vir my lekker nie. En dan moet ek gewoonlik na die plek toe kom met die GPS, ek kry die plek van die mense trou ons op die lieflikste plekke, wat jy net nie eens amper op die GPS kry nie. Verstaan jy? Waar doen jy die trou hier naweek? Nie daar by Samoer. Kon 'n ou PG de Besima 'n ander naam gekry het vir sy plaas nie. Ja, maar dit is 'n baie lieflike plek. Ek het al hoeveel troues daar gedoen. Lieflike plek. Alright, is dan nie regtig so bad nie, maar dit is bad vir my, beteken. Alright. Waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van die wêreld, volgens die owerste, julle moet dit lees hierdie, volgens die owerste van die mag van die lig. 1 Johannes 5 vers 19 sê, ek en jy weet ons is uit God, maar die hele wêreld lê onder die mag van die bose. Die hele wêreld weet dit. Carletonville lê onder die mag van die bose. En ons moet die lig wees. Nee? En nou is ons 'n klomp pastore en kerke mekaar kom te bid, en nou sal die vyand alles in sy vermoë doen om daai unity te breek, sodat ons nie 'n impak in die gees kan maak nie. Want wat daar verdeeldheid is, oorheers hy. En hy kom in met jaloesie, dit en dat en dit. En ek hoor klaar, want ons het nou 'n mannegroep begin. Ek het nie 'n mannegroep begin om ander mannegroepe toe te maak nie. Ons het 'n mannegroep begin soos ons 'n vrougroep het. Men, almal in ons gemeente is welkom, as iemand van buite kom is ook welkom, maar ek soek nie ander kerke se mense, gaan jy kerk toe as jy moet. Maar as jy nou toe kom, is jy welkom. Ek sien nie om 'n ander pastoor se werk. En ek hoor net vanoggend dat van die mense het by ons geboek om daai oggend by ons te eet met hulle ontbyt. En toe hoor ons die mannegroep begin, toe kom hulle nie vir ontbyt. Verstaan jy? Hi. Jy weet, ek en die man, ons het 'n mannegroep begin sodat ons manne in hierdie gemeente kan opstaan. Dat hulle ook 'n plek het waar hulle kan praat. Verstaan jy? Dis hoekom ons het begin het. En as ander ouens kom van ander kerke, be blessed, kom. Maar as jou kerk iets aan het, gaan na jou kerk sin toe. Of wat ook al. Sien, ons doen dit nie om kompetisie te wees met mekaar nie. Maar ons het die opdrag gekry in hierdie gemeente om disippels te maak. En ons wil disippels maak. Alright, ons het 'n verantwoordelikheid. Onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. Dit gaan alles oor jou siel, jou sinne, jou gedagtes. Jou siel is so sterk, hy wil die begeerlikhede van jou vlees doen. En dis hoekom die Here iets wonderliks soos die vas ingestel het, wat jy kan begin beheer uitoefen oor jou vlees, want as jy vir jou vlees nee sê vir kos, hy hou nie daarvan nie. Jou vlees praat. Alles praat, geld praat. God sê vir jou, as jy vanoggend kerk toe kom, gooi daai R100 in. As jy hom so oopmaak die beursie, dan praat die geld sê, onthou maar, is nog 3 dae voor die maand einde, jy nog brood koop. Dalk net R70.
of net R20, of wat ook al. Nou geld praat, maar jy moes na die eerste ding geluister, ek noem maar net 'n simpel voorbeeld, alles praat met jou. Ek gaan nou vas, laat die dag, beplan, begin maandag vas, 10:00 daai oggend, is dit nou my bloeddruk, wat het die dokter gesê? Jy weet, en dan begin jy vir jou liggaam luister, né? Soos hierso. Romeine 7 vers 18 tot 25, gaan lees dit gerus. Die stryd van ons vlees teen ons gees. Jy gaan nie maklik dood nie hoor. Die dood's baie ver, eintlik. Ek toe ek op kering was, moes ons so leopard krol, op sulke grys klippe. Toe het hulle kamoufleer room in ons gesig gesmeer, net toe smel dit in my oë en dit brand. En dit is warm en ek's dors, ek kon onthou, ek het later 'n vriend van my geraak. Een van my instrukteurs, Jones, sit hy sy voet so op my rug, hy sê, hey, nommer 13, die dood's nog ver hoor. Maar dit het gevoel of ek dood gaan. Is nie lekker nie. En ek sê vir jou, as jy vashok, nee, en jy kry die kopsere, en is nie lekker nie, die dood's nog ver hoor, gaan lê net bietjie, drink 'n glas water, wees rustig, jy sal regkom. Jy moet leer om jou liggaam, en as ons nou begin praat van healing en goed, wil ek nou nie vandag oor praat nie. Jy gaan staan op healing, en dan gaan jou liggaam terugpraat. En die liggaam vir jou sê, jy is nog ver van healing af. Maar dit is seker maar so. En dan val jy weer vir dit. So ons moet, healing moet jy moet die beloofde land in besit neem, né? Dit klomp sulke goed. Ok, dankie Dylan. Ons maak klaar met die volgende slide, glo ek. Daders van die woord, nee, is nog 2 slides, ons het nog tyd, ons moet vandag klaar maak, ek moet Openbaring 2, Openbaring, Jakobus 2 toe gaan volgende week. Is jy reg? Ek moet vandag maak, ek moet nou nog by Senatus gaan bedien. Jakobus 1 vers 22. En word daders van die woord en nie net hoorders vir jouself bedrieg nie, daaroor gepraat. Ja, maar dit bestaan nie in werke nie, nee. Jy kon nie gered word deur werke nie, maar nou dat jy in die koninkryk is, jy is weergebore, nou moet jy 'n dader word. Want as jy nie nou gaan doen nie, gaan die vyand jou apaties maak, en as jy apaties is, gaan jy sonde doen. Nou moet jy besig wees met God se woord. Daar is geen groter liefde in die wêreld as hy wat sy lewe vir sy vriende neerlê nie. Ja, maar wat van my eie tyd? Kyk of jy eie tyd vir iemand anders kan gee. Ek altyd toe ek bedien het, en gewerk het, en kinders groot gemaak het, was daar oom wat saam met my gewerk het, ek was so besig. En ek het baie goed verkeerd gedoen, maar baie goed reg ook gedoen. Ons het naweekkampe gereël, ons het gaan bedien in Zimbabwe, Hammanskraal, Soweto, Bekkersdal, allerlei